Goeiemôre, dis so lekker om vanoggend hier te wees. Behandeling is 'n aanlyn diens en die woord bietjie te bring. Ek wil vanoggend met julle gesels oor die vrug wat jy dra na die snoeiproses en regtig met jou gesels daaroor. Kom ons gesels lekker saam oor wat se vrug die Here wil hê jy moet dra na so 'n proses. So die laaste paar weke gesels ons bietjie oor die tuinier en die snoeiproses en ek wil regtig met jou gesels oor wat gebeur na hierdie proses, die vrug wat jy dra. En ons weet 'n snoeiproses is nie 'n maklike proses nie. Ons weet daar kan partykeer dit kan voel asof iets afgebreek word, dit kan voel soos teleurstelling, verlies of selfs 'n deur wat toemaak. Ek het nou hier in die tuin vanoggend gegaan en ek het hierdie stukkie tak afgesny in die winter en dis eintlik deel van daai proses om hierdie oue goeters wat nie meer vrug dra nie, soos Johannes 15 sê, af te sny en nuwe vrug te laat uitkom. Maar ek wil vanoggend fokus op hierdie nuwe vrug. En ietsie wat gebeur as jy hierdie proses volg, is daar gebeur iets nuuts word geskep. En baie keer sien ons God en ons dink hy's herhalend, hy is in rotine, hy sal iets weer laat gebeur presies soos dit gebeur het. Maar hy's 'n skepende, unieke, kreatiewe God wat altyd iets nuuts wil maak. En 'n snoeiproses is eintlik iets wat iets uniek gaan uitbring weer. Unieke vrug op 'n unieke plek. En dis regtig wat ek op vanoggend wil fokus. Ietsie wat die laaste rukkie in my lewe gebeur het. So my klein seentjie was gebore 26 Junie, klein Luan, en hy was die aand 4:30 die middag gebore op 'n Vrydag en ek het hom so vasgehou en toe sê die verpleegster vir my, hy is een van 17 babas met 'n drieling nog op pad wat die dag in die hospitaal gebore was. En dit het my gevoel soos 'n babafabriek daai dag met so baie babas net rondom my en ek het net besef hy's nog steeds uniek. Al voel dit soos 'n babafabriek daai dag en dit voel net soos 'n proses wat mens deurgaan, is hy uniek. En sy uniekheid kom uit twee goeters uit. Eerstens die begin, hoe God hom geskep het, maar dan tweedens sy lewe, sy omstandighede, die lewensfase wat hy gaan deurgaan, die snoeiproses wat hy gaan deurgaan. En daai snoeiprosesse is regtig die plekke waar die Here sy uniekheid gaan uitbring om te laat hy vrugte dra op die regte tyd. En dis die kern van vanoggend se boodskap, om te laat te weet dat God jou toelaat en hy gebruik jou snoeiprosesse om uniekheid uit te bring, sodat jy unieke vrugte kan dra op die regte tyd, op die regte plek, om sy koninkryk te verbeter en te vergroot. En dit is ons God. Dis die krag wat hy het. En ek wil hê jy moet vanoggend daarop fokus. Ek wil graag vir julle gedeelte lees hier uit Psalm 1. En dis een van die eerste psalms wat Dawid vir die Here verkondig. En hy sê, Psalm 1 vers 1 tot 3, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloos volg nie met sondaars omgaan en ligsieniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, die dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog word nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So kragtig om te weet op die regte tyd vrugte dra. Maar wat beteken daai woorde vir jou en my vanoggend? Ek wil graag vir julle 'n gedeelte deel oor Galasiërs 5. Jy ken die vrugte van die Gees. En ek wil hê jy moet vanoggend vir jouself vra, maar watse vrug van die Gees dra jy as gevolg van 'n snoeiproses in jou lewe? Of dalk gaan jy heidaglik deur 'n snoeiproses in jou lewe. So ek wil hê jy moet dink, watse vrug van die Gees gaan hier uitkom wat jy kan dra in die toekoms? En 'n gedeelte wat ek graag wil lees is hier om te sê, nie die Bybel uit nie, maar 'n gedeelte wat ek graag wat ek gekry het, wat ek graag vir julle wil verduidelik, is partykeer is die gawe van vrede of die vrug van vrede daar omdat jy deur chaos gegaan het. Partykeer is die geduld daar omdat jy moes gewag het. Partykeer is liefde daar omdat jy seer gekry het in jou verlede en jy wil nie dat ander weer seer kry nie. Partykeer is jy sagmoedig omdat jy deur harde seisoene gegaan het en jy het nie verbitter nie. En dit is presies wat die Here vir ons vanoggend sê. Hy sê, daai vrug kan jy dra uit die snoeiproses uit. En daar's twee stories wat ek graag vanoggend vir julle wil deel, waarmee ek wil afsluit. Die eerste storie wat ek graag vir julle wil vertel, is 'n baie bekende storie in die Bybel van Josef. Ons weet dat hy deur sy
broers verwerp was, ons weet dat hy in die tronk beland het, ons weet dat hy in 'n vreemde land moes gaan lewe het, en daai is deel van die snoeiprosesse wat hy deur moes gaan, en toe kom die vrug, jare later, toe kom hy in 'n oomblik waar hy meer autoriteit het, meer leiding kon neem, en hy sê in die Bybel, as jy bietjie gaan oplees oor die storie, sê hy daar gedeelte waar hy sê, dat julle het aan my gedoen, maar God gaan dit ten goeie laat meewerk, indirek vertaal ek nou, maar ek wil hê jy moet regtig aan daai storie vashou, want daai verwerping wat Josef ervaar het vir hom die wysheid en die sagmoedigheid gegee, daardie wag het vir hom geduld gegee, daardie jare van seer kry, het eintlik mooi vrug gedra, wat hy op die regte tyd, die regte manier kon gebruik het, om God se koninkryk te bou. Hoe belangrik is dit, wat Josef nie daai tyd gedoen het nie, en hoe belangrik was dan die snoeiproses in sy lewe nie, om hom daar te kry, en ons kan nie altyd verstaan hoe dit gebeur, en hoekom dit gebeur nie, maar ons moet weet, dat God dit ten goeie kan laat meewerk, en hy kan daai vrug laat dra, in jou lewe op die regte tyd. Nog 'n storie, en hierdie is so relevant, is 'n storie hier van Katrina Brownlee. As jy haar nie ken nie, sy is 'n Amerikaner wat, toe sy in 'n jong ouderdom was, deur 'n baie traumatiese inbraak gegaan het. En sy het die polisie gebel, maar niemand het na haar roep toe gekom nie, en sy is deur 'n regtige slegte tyd in haar lewe in daai proses. Sy het gevoel niemand help haar nie. En toe jare later, toe sy nou kon kies wat sy beroep sy wil doen, toe gaan sy in polisie in, en sy word toe een van die hoogste gerankeerde polisie detectives daar in Amerika, en het so baie mense gehelp, want sy het gesê sy gaan nooit wees soos dit nie, sy wil graag altyd mense help en altyd daar wees vir hulle, en sy het so groot verskil gemaak in haar omgewing, in haar mense, vir ander mense, en God het weer eens haar snoeiproses gebruik om kragtiger en kragtiger te werk, deur vrug te dra op die regte tyd. Daai proses wat sy moes deurgegaan het laterhand gelei na die vrug wat sy moes dra. So ek wil jou regtig vanoggend vra, wat se vrug dra jy uit jou snoeiproses uit? Dalk sit jy nog steeds in 'n snoeiproses, dan moet jy vir die Here vertrou, en jy weet dat die uniekheid van hierdie snoeiproses gaan unieke vrugte dra in die toekoms wat God beplan. En as jy klaar hierin is, wil ek hê jy moet regtig vra, wat se vrugte dra jy op die oomblik wat jy kan gebruik in die Here se koninkryk? Ek wil hê jy moet hierdie volgende liedjie luister en net geestelik dink en jy stil word en vra vir die Here, wat se vrug dra ek vanoggend? Dit was een van daardie dae, toe alles op sy kop kom staan. Drome wat ek vasgehou het skielik 'n ander pad gegaan. Ek het nie gedink dit sou gebeur nie, ek was nie gereed vir hierdie seisoen, wat eens so vol en seker gevoel het, lê nou so stakke om my heen. En in die stilte van my vraag, waar ek kaal en weerloos staan, hoor ek sag die gees wat fluister, hierdie is nie waar jou storie eindig nie. U is die tuinier van my lewe, die hoop wat my deur winter dra. Al sien ek nou net kaal takke, sien u reeds die vrug wat kom. U mors nie met my trane nie, u laat my pyn nie verniet wees nie. Waar die lewe ook van my weggeneem het, kan u gebruik vir nuwe groei. Ek sal weer vrug dra. Dit was 'n vreemde stil seisoen, alles het so leeg gevoel, wat goed en reg bedoel was, het skielik geen betekenis gehad nie. Maar diep onder die oppervlak, waar geen mens die groei kan sien, het u reeds nuwe lewe wakker gemaak en nuwe rigting in my begin. Want u herhaal nie net die verlede nie, u skep iets wat nog nooit bestaan het nie. Die pad van groei mag bekend wees, maar die vrug in my is uniek. U is die tuinier van my lewe, die hoop wat my deur winter dra. Al sien ek nou net kaal takke, sien u reeds die vrug wat kom. U mors nie met my
laat my pyn nie verniet wees nie. Wat die lewe ook van my weggeneem het, kan u gebruik vir nuwe groei. Ek sal weer vrug dra. Maak van hierdie seer meer liefde, maak van hierdie verlies meer genade, maak van hierdie donker nag 'n lig vir iemand anders se pad. Maak my sag waar ek wou harder word, maak my hoop waar ek wou opgee. Laat die vrug van uw gees in my groei, tot my lewe van uw goedheid spreek. Meer liefde en meer genade, meer vreugde, vrede en geduld, meer goedheid en getrouheid, laat my lewe daarmee gevul. Gee my gawes vir die regte oomblik, gee my woorde vir die regte plek. Laat die vrug wat uit my snoeiing groei, iemand nader aan uw hart toe trek. Ek is nie klaar nie, ek is nie vergeten nie, ek is nie net wat ek verloor het nie. Daar is nog lewe in my. My kaal takke is nie die einde nie, my winter is nie my bestemming nie. Op die regte tyd en op die regte plek sal daar weer vrug aan my lewe wees. Hier is die tuin hier van my lewe, die hoop wat my deur winter dra. Al sien ek nou net kaal takke, sien u reeds die vrug wat kom. U mors nie met my trane nie, u laat my pyn nie verniet wees nie. Wat die lewe ook van my weggeneem het, gebruik u nou vir nuwe groei. Ek sal weer vrug dra. Deur die gees, deur die genade, sal ek weer vrug dra. Op die regte tyd, op die regte plek, vir die doel waarvoor u my gemaak het. Ek sal weer vrug dra, ek sal weer vrug dra, ek sal weer vrug dra.